Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ek wil vir U ongelooflik dankie sê vir hierdie reeks wat ons kon in die Bybel rondgedelf het, Here, waar ons die skepping verhaal doen en waar ons vandag by die einde kom. Hoe ons kan agterkom wat U vir ons ongelooflik, wat U alles beteken het en wat U vir ons gedoen het vir ons. So Here, gaan so saam met ons, laat ons vanoggend, waar ons nou afsluit, dat hierdie verstaan van ons nou vol sirkel kom. Here, dat ons harte oopmaak en dat ons ook waar ons vanoggend voorberei vir nagmaal, en dat ons ook dan verstaan waaroor dit gaan. Dat dit net 'n stukkie brood en 'n bietjie wyn is nie, Here, maar dat dit soveel meer is as dit. En dat ons kan sien hoe nagmaal eintlik maar al van Genesis af deurgekom het en hoe die goue draad deurgetrek word tot waar ons vandag is. So Here, dankie vir U liefde. Dankie vir U genade. Jesus se kinders sê, amen. Ons is op die oomblik in Genesis 1, ons is besig met die skepingsverhaal, so ons is besig om af te sluit. Ons het gegaan van letterlik van dag 1 tot dag 6 af, en ons lees vanoggend, as jy jou Bybel nog nie oop het nie, by Genesis 1, ons lees vanaf vers 24. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voorbring, elkeen na sy aard. Maak diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. So het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard. Ook die makdiere, elkeen na sy aard. En ook die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, al die diere wat op aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As sy beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere op aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op! Ons mis dit soveel kere. Let op. Hier staan dit. Met ander woorde, konsentreer nou bietjie. Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde. Ook al die bome wat vrugte daarin saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en al die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef gee ek die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na dit alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die 6de dag. Ok, vir die van julle wat nie hier is nie, gaan baie van die goed nou nie sin maak nie. Gaan kyk asseblief na die video's, dit gaan baie insig gee oor wat ek vandag sê. Hoe dit werk, en ek gaan 'n baie kort opsomming gee van wat die week gebeur het. Die skepping is gemaak in twee dele. Daar is 'n linkerkant wat God alles geskape het, en dan is daar 'n regterkant wat gevul word wat aan die linkerkant gebeur het. So met ander woorde, op dag 1 het God materie, energie, lig, donker en tyd gemaak, en dan aan die regterkant vul hy dit. Materie is die son en die maan, lig en donker, die son is in beheer van lig, die maan is in beheer van donker, en dan die sterre skree Gods naam die heelal uit, en die son en die maan veroorsaak tyd. Atmosfeer, met ander woorde, daar is, ons kan nie in detail ingaan nie, ekskuus. Dan het God die atmosfeer gemaak en het water gemaak, met ander woorde, in die atmosfeer was daar voëls gewees wat die atmosfeer benut het, en die water was daar waterdiere gewees. Dan is ons by dag 3, die aarde, see, riviere, plante en bome het hy gemaak, en nou kom ons na dag 6 toe, waar ons vandag stil staan. So met ander woorde, nou sal ons sien hoe hierdie goeders wat hier aan die linkerkant gebeur het, aarde, see, riviere, plante, bome, hoe God dit vul in dag 6, maar ook hoe hierdie hele gedeelte van daar af en van daar af ook dag 6 vol maak en hoe dit by mekaar kom. Ek weet, dis baie inligting, baie kort wat ons nou in 5 dae en 5 sekondes saamgevat het. So as ons kyk na hierdie gedeelte, verstaan ons presies. So met ander woorde, dag 5, hierso, by dag 5, water, diere en voëls. Die aarde het met ander woorde hier op dag 6, waterdiere, dis die see en die riviere, voëls
is die plante, die bome, want hulle sit in die bome, so ons kort aarde en plante, wat hier moet volkom, sodat hierdie hele siklus voltooi word. So met ander woorde, wat sit God op die aarde hierso? Landdiere en landmense, om het nou eenvoudig te stel. Met ander woorde, God maak nou landdiere, dis diere wat op die land beweeg, en dan mense, maar dit kom in die tweede gedeelte van hierdie gedeelte. So ons gaan nou, soos gewoonlik, die van julle wat weet, haal julle boekies uit, en dan kyk julle, ons begin by vers 24. Vers 24 sê, toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens omkring dit, voortbring omkring dit. Elkeen na sy aard, dit kan julle mos nou maar elke keer ontkring. Makdiere omkring, diere wat kruip omkring, wilde diere omkring. Elkeen na sy aard, en so het dit gebruik. So die woord voortbring beteken letter hierso, God spreek elke keer. In dag 1, 2, 3, 4 en 5 spreek God. God sê net, laat daar en dan gebeur dit. Laat daar lig wees, laat daar donker wees, laat daar aarde wees, laat daar water wees. Elke keer spreek God net en dan gebeur dit. En soos julle nou hierso sien staan daar elke keer lewende wesens, elkeen na sy aard. Makdiere, elkeen na sy aard. Hoekom is dit belangrik dat hy elke keer sê van elkeen na sy aard? Die Engelse woord is mooi, dis 'n gene pool. Met ander woorde, jy kan nie kruisbestuiving kry wat jy ewe skielik, daar's altyd so 'n grappie van in Brakpan kruis hulle die kameelperde met Rottweiler sodat die kameelperd die ou aan die ander kant van die muur kan byt nie. So jy kan nie dit doen nie, jy kan nie daai kruisbestuiving doen nie, want dit is nie in dieselfde gene pool nie. Met ander woorde, jy kan nie dit doen nie. Jy kan uit ek het die voorbeeld gebruik van die K9 groep, jy kan uit 'n wolf uit, kan jy 'n jakkals kry, kan jy 'n hond kry, want dit is dieselfde lyn, so hulle ontwikkel uit mekaar uit, maar jy kan nie so 'n kruisbestuiving kry nie. Spesies meng nie met mekaar nie. Die heelal wys dit vir ons. Ons as mense, nee, dis okay, ons kan maar spesies meng. Ons as mense wil spesies meng. God sê, jy meng nie spesies nie. So met ander woorde, ons kry verskillende dog breeds, beste bewoording wat ek kan kry, maar dit is nog steeds dieselfde genpool, so. Honde kan nie dolfyne word, dit is so eenvoudig soos dit. Okay, vers 24b, God het 3 tipes diere gemaak, hy het makdiere gemaak, hy het diere gemaak wat kruip, en hy het wilde diere gemaak. Elkeen na sy aard, daar kom hy woord weer na vore. So wat is die kategorieë wat God maak? Hy maak makdiere, en die oorspronklike Hebreëus vertaal dit eintlik met vee. En dan maak hy diere wat kruip, kruipers, is die woord daarso, en dat hy wilde diere wat wilde diere. So hy maak vee, kruipers en wilde diere. So kom ons kyk net gou as ons dit in normale terme moet sit, is dit wat God gemaak het. Hy het vee gemaak. Nou wat is vee? Dis hierdie goedjies. Sien julle ek wil amper sê die algemene konsensus wat hierso is. 'n Koei en 'n bok en 'n skaap en 'n hond en 'n kat. So met ander woorde, die vee is diere wat jy kan, en die beste woord is, wat huisgebroke kan wees. Met ander woorde, dis makdiere. Dit is diere wat jy vir 'n spesifieke doel gebruik. Hoekom hou ons koeie aan? Vir melk. Dis een van die hoofredes hoekom ons koeie aanhou. So, hulle het 'n doel, hulle help ons ook, daai tyd het hulle jou gehelp om te werk, want hulle het die ploeg getrek. Met ander woorde, dis al daai goed. Jy kan nie by hierdie klomp, kan jy nie 'n leeu insit nie, want dis nie 'n makdier nie. Ons almal het al gesien, leeu welpies is mos die beautifulste goedjies in die wêreld, of 'n jagluiperd welpie of wat ook al, maar jy kan hom nie aanhou nie. Vir die eerste ruk is dit okay, totdat hy jou baba opvreet, dan is dit nie okay nie. Verstaan, so aan die begin is dit dalk mak, maar hy goed raak nooit heeltemal mak nie. Jy maak hom tot 'n mate mak, maar op 'n stadium raak hy wild. Op 'n stadium draai hy teen jou, want hoekom? Hy's nie deel van hierdie genetiese lyn nie. God het hom nie so gemaak nie. Dis nie hoe hy werk nie.
So dis baie belangrik dat jy moet verstaan, daar is 'n sekere lyn wat God hierdie diere opgemaak het. So hierdie diere is gemaak vir werk en vir speel en vir kos. So dan die volgende gedeelte wat ons kry is hierdie kruipende diere. Met ander woorde, die kruipende diere is al hierdie klomp, ek wil amper sê kritters. So dis sulke tipe goedjies. Soos diere en wurms en een of ek seker maar bommer daai. En dan waasan en butterflies. San was so bekommerd geweest van wanneer het God butterflies gemaak. Dit is deel van hierdie goed. En bye. So dis al hierdie insekte wat God gemaak het, met ander woorde. Dis nie noodwendig troeteldiere nie. Ons gebruik dit nie so hier en daar is daar mos nou maar 'n kind wat met 'n een of ander slak by die huis kom en dan sit 'n troeteldier vir 'n rukkie, maar dan loop hulle weg. So dit is nie regtig troeteldiere nie. Hulle het 'n sekere doel in die skepingsverhaal. En dan het ons die wilde diere. Die wilde diere is dood eenvoudig as hierdie klomp, soos julle kan kyk, sien daar leeu en 'n moes en 'n beer. En dan natuurlik die heel gevaarlikste van hulle French poodle, wat onmoontlik maakbaar maar so daar is nie 'n manier nie. So op 'n stadium as hierdie goeters in jou omgewing is jy kos. Op 'n stadium raak jy kos. Ek het op 'n stadium 'n ding gelees, nou hoeveel waarheid dan is, weet ek nie altyd nie. So onthou, ek is 'n teoloog, ek is nie 'n wetenskaplike nie. En toe sê hulle, beere gaan daarop uit om mense te jag. As hulle jou kry, kom hulle vir jou. Dis wat hulle doen. En ek weet nie of julle al gesien het hoe groot is 'n beer regtig nie. Dis 'n massiewe ding. So met ander woorde, hulle maak dood. Dis wat hulle doen. Die punt is, hulle werk in hulle eie hoopie werk hulle ook so. As die swak ene haal hulle uit. As daar 'n beer is wat sieklik is, haal die ander beere hom uit. Survival of the fittest. So dis eenvoudig soos wat dit is, soos hulle haal mekaar uit op 'n stadium, dood eenvoudig is dit wat dit is. So, vers 25. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard. Ook die makdiere, elkeen na sy aard. En ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. Weereens, God beklemtoon dit net weer. Hou op om die goeders te wil meng, want hulle is gemaak om in 'n spesifieke lyn te loop met mekaar. En dan eindig hy vers 25, en God het gesien, dit is goed. En God het gesien, dit is toop. Die Hebreëse woord vir goed is toop. God het gesien, dis toop. Hoekom, ek het vir die ouens gesê wat deur die weekie was, hoekom is die woord goed belangrik? Die rede vir goed dat dit belangrik is, goed dien 'n doel. Met ander woorde, God sê hierso, ek het dit gemaak met 'n doel. So jy maak nie iets sonder 'n doel nie, jy maak iets met 'n doel. En dan sê God, dit wat ek gemaak het is goed. So dit gaan goed wees vir die doel waarvoor ek dit bestem. So dis hoekom hy sê dit is goed. So hy bevestig net weer eens al hierdie goeders. Dan, na hierdie skepping, as jy mooi sien, nadat God al hierdie goeders gemaak het, dan sit asof God so stil staan, en dis daai gedeelte van, God het gesien, dit is goed. Hy verklaar, en ek wil nou amper sê, as jy dit nou in menslike terme wil sê, dit is, God het half stil gestaan, en hy het gekyk na die skepping, en hy het alles raak gesien, en hy het gesê, hierdie is toop, dit is goed. Maar ek is nog nie klaar nie, dan staan so half 'n tipe van 'n vers 2 om dit so te sê. Die eerste gedeelte van die dag se werk is gedoen. Nou beweeg God na die volgende gedeelte van die dag toe. Net gou 'n side note hierso. Dis die ding wat jy regtig moet oplet, en ek kom dit, hoe meer ek die Bybel bestudeer, hoe meer kom ek agter. Daar's 'n goue lyn wat van Genesis 1 af reg deurloop tot by Genesis Openbaring 23. So wat jy kan trek. Wat doen God hierso? Hy split die dag in 2. Hy kom ons sê maar dit was nie oggend en aand nie, maar oggend en middag nie, maar hy doen die oggend doen hy werk en hy doen die middag werk. Op 'n stadium word daar 'n vergelyking gedoen van die werkers wat in die veld gaan werk het. En dan kom daar die eerste klomp kom daar aan, en dan kom die tweede klomp daar aan, en kom die derde klomp daar aan, en almal kry dieselfde geld
Want hoekom? Hulle het die werk gedoen. Hier wys God vir ons deur dit te deel in 2 gedeeltes. Werk moet gedoen word en jy gaan dieselfde beloning kry. Dit is belangrik, want God gee dieselfde beloning. Dit is goed. So wat is die beloning vir dit wat gedoen is? Goed. Jy het goed gedoen. Goed so my getroue slaaf. So dis die belangrike gedeelte. En dan is dit so half asof God sy moue oprol en dan sê hy, right, kom ons doen die volgende gedeelte. So alles wat God tot dusver gedoen het hy in existence ingespreek. Hy het dit in alles, hy het dit in teenwoordigheid ingespreek. So God sê, dis goed, hy spreek dit. So hoekom is dit goed? So nou net gesê, dis vir 'n doel. 'n Voorwerp word nie net gemaak nie. Wanneer laas het jy net iets gemaak om iets te maak en as jy dit klaar gemaak het, dan gooi jy dit weg? Jy doen nie dit nie, want jy mors jou tyd. Jy maak iets met 'n doel. So wat is die doel van die skepping? As ons na hierdie hele ding kyk, wat is die van dag 1 tot dag 6 tot dusver? Wat is die doel van die skepping? En ek wil dit nou vir jou so verduidelik. Ek wil vra, wie van julle het al vir julle kinders 'n hamster gekoop? Of 'n muis? Nee? Goed, stink vreeslik. Maar hoe werk die hamsterkopery? Jy koop nie eers die hamster nie. Jy koop eers die hok. En dan word al die blaartjies in die binnekant gesit. En dan is daar 'n hardloopwielietjie. En dan is dit die waterbakkie met die balletjie wat hy kan sy neusie teen druk om watertjies te kry. Dan sit 'n kosbakkie. Dan sit 'n speeltjie. Dan word daai ding uitgepimp soos wat jy nie kan dink nie. En dan is dit naderhand van hierdie goedjies wat hardloop van die hamster. Dan is dit hierdie massiewe ding. En dan gooi jy die hamster in. So half hierdie hele ding word gemaak, maar die hamster is half so 'n afterthought. Dit gaan oor die hamster. Maar al die ander goeders is daar om die hamster se lewe beter te maak. Of 'n beter lewe te gee, wat ook al jy dit wil noem. Dis wat God met ons doen. Ek het jou sopas met 'n hamster vergelyk. So met ander woorde, dis wat God doen. Hy maak hierdie hele, ek wil amper sê, hierdie heelal, hy maak hierdie kosmos, en julle gaan nou sien, hy maak dit vir ons. Alles wat hy doen, maak hy vir ons. Vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens. Nou hier is belangrik. Toe het God gesê, omkring God, en dan omkring jy ons, en dan omkring jy maak. Toe het God gesê, die woord vir God daar is Elohim. Elohim is die meervoud. Alle Hebreëse woorde is enkelvoudig of meervoudig. So met ander woorde, dit is of meer as een, of dit is net een. Hier staan, God is meervoudig. So in die Ou Testament sê hulle al dat God trinitaris is. Gaan kyk na die video's en jy sal mooi verstaan wat ek sê. Maar nou sê God, so kom ons maak die mens. Daai ons is ook 'n meervoudsvorm. So God sê dan, kom ons maak die mens. Hoe gaan ons die mens maak? Hoe gaan God hulle die mens maak? As ons verteenwoordiger, ons beeld. Sodat hy, wat is die doel van die mens, kan heers oor die visse in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. So met ander woorde, God maak die mens, vir my en vir jou, maak hy na sy beeld, sy verteenwoordiging, sy verteenwoordiger, om wat te doen? Om te heers. So God het die wêreld saamgestel vir ons, met alles op plek, so as ons op dag 6 opdaag by daai heelal, is alles klaar, is die hamsterhok klaar gebou, met alles in plek. Nou, ek weet dit is nou nie so nie, maar ek kan myself net indink, hoe God so terugstaan, net voordat hy die mens maak. Daar wat hy so na alles kyk en hy sê, dit is goed. En hy staan daar en hy kyk so en hy sê, hierdie gaan uitstekend wees vir die mens. Dit gaan sy wildste drome oorskry en dit gaan sy diepste begeertes vervul. Want alles wat ek vir hom gemaak het, ek meen, jy kan nie vir iets meer vra as dit nie.
God het dit beplan tot in die fynste, hierdie mens kan nie vir iets meer vra as dit nie. Want God het vir die mens lig en donker gemaak, en deur die lig en donker kommunikeer hy goed en sleg. Daar is hierdie tekens in die lig gesit, die son, die maan en die sterre, om vir die mense 'n klomp goeders te verduidelik. Daar's waters en diep waters gemaak om vir die mense te verduidelik rondom 'n klomp goeders en om vir hulle kos te gee. Hy het 'n landskap gemaak met plante en bome en sade en vrugte om te eet en sodat daar suurstof is, laat almal kan asemhaal en laat almal saam kan leef. Dan gee God nog vir ons diere en hy sê vir ons, hierso is vir julle companions, hierso is vir julle vriende. So ek gee vir julle 'n klomp diere wat saam met julle kan werk, maar hy gee vir ons ook werk. Want ons moet help om hierdie stelsel aan die gang te hou. Hy het dit uitgedink, hy het dit uitgewerk. God het dit beplan tot in die millieste van die faksieste, the most meticulous, korrekte moontlike manier wat ooit kan wees, om alles in een woord op te som. God het vir ons 'n paradys gegee. Ons kan nie vir iets meer vra nie. En dan kom ons by vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens. Kom ons maak die mens. Nou die direkte Hebreëse vertaling van dit in Afrikaans is, God sê, laat ons maak mens. Of laat ons maak man. So dit is, God het gesê, Elohim het gesê, en dan die woord daar so vir ons maak, is Naashe. Hoekom is dit belangrik? Naashe is dit wys terug na God toe, wat wys dat God is meer as een, en dan sê dit is met ander woorde ook die meervoudvorm, so dit wys terug na dit toe, dit beklemtoon, Naashe wys terug na Elohim toe, wat sê, dit is meervoudig. Wat let ons op hierso? Maak. Nie skep nie, maak. God het gespreek, nou maak God. Ons neem baie keer sê goeters van selfsprekend. En wat is een van die gunsteling sê goeters wat ons het baie keer as ons gaan tuin maak, sê nou maar, kom ons kry ons hande vuil. Let's get us hands dirty. En dis letterlik wat God gedoen het. Vir die eerste keer in die hele skepingsverhaal gebruik God sy hande. As ons by Genesis 2 nou kom, dan sal ons nou sien hoe God letterlik die grond opgetel het en die mens uit daai rooi grond uitgeskep het. So vir die eerste keer is die logos, die praat, word 'n doen-aksie en nie net 'n praat-aksie nie. Moet hierdie nie mis nie. Moet asseblief nie hierdie mis nie. God het jou waardig genoeg geag om meer moeite met jou te doen as die hele skepping. Die hele skepping het hy net gesê, dan gebeur het, dan gebeur het, dan gebeur het, dan gebeur het. En dan kom hy by ons, en dan sit soos in, right, let's get this done. En dan kom hy en dan vat hy daai grond, en hy maak jou. Hy praat nie sommer net nie, hy maak jou. Hy's besig om vir jou te skalp, hy's besig om, kom ons maak die oë presies so, kom ons maak hierdie neus presies so, kom ons maak hierdie mond presies so. Julle, daar's ongelooflik baie denke ingesit oor hoe jy lyk. En dan sê God, weet jy wat, hierso is nou die bloudruk, maar ek sal dit nooit weer gebruik. Ek gaan elke keer iets verander. Elkeen van ons hierso, wat hierso sit, lyk nie een dieselfde nie. God maak iets, en dan sê hy, maar van nou af sal ek dit weer maak, maar ek gaan dit elke keer anders maak. Nie een keer, dis nooit copy and paste nie, nooit nie. Die hele tyd wat God doen, maak hy dit nie. En dan nou hierso brei God uit, want hy sê, ons gaan elke mens maak na my aard. Met ander woorde,
God gaan ons maak as sy verteenwoordigers en na sy beeld. So daai twee goeders moet jy nie mis nie. Die Engels sê dit vir my mooier, image and likeness. We're going to make people who man to our image and likeness. Want verteenwoordiger, die woord verteenwoordiger, is 'n vroulike vorm. Dit is in die vroulike vorm geskryf. En die woord beeld is in die manlike vorm geskryf. Ek sê nie God is vroulik nie, ek sê net God het vroulike eienskappe geopenbaar. Ek het vroulike eienskappe, ek het manlike eienskappe ook, hopelik. Soos wat elkeen van julle manlike en vroulike eienskappe het. Dit beteken nie jy is 'n vrou nie, dit beteken net jy het ook daai sagtheid, dis waaroor dit gaan. Jy het sagtheid in jou en jy het hardheid in jou. Want wat is die een? Die een het ewigheidswaarde en die ander een het onmiddellike waarde. Ek wil dit net gou deurtrek na die kerk toe. Dit was nou nogal so 'n hot topic gewees die afgelope tyd. Met ander woorde, wat gebeur baie keer? Ons stap by 'n kerk in, wat ook al dit mag wees. En dan is die teologie van die kerk, en as ek praat van die teologie van die kerk, dan praat ek van hoe ons die Bybel interpreteer. Met ander woorde, hoe ons kyk na die Bybel, hoe ons die Bybel lees, en hoe ons kyk na wat God vir ons in die Bybel sê. Ons praat van ons teologiese kennis. Dan met ander woorde, dan is die teologie, Bybelkennis, hoe ons die Bybel uitlê, is 100%, die basis is stabiel. Maar geestelik gaan dit nie so lekker nie. Dit is so asof, en ek kom het baie agter, het julle agterkom met ons sang, loof om my die drome, loof om my die hart, rarag. Ons het nie dit nie, en dan kom jy, die Here het my mooi gemaak. En ek het by myself, hoe verskil die twee goeie so hemelswyd? Hoe kan ons dieselfde Bybel hê, en die een mense is so, lyk asof hulle pruim ingesluk het, en die volgende mense lyk asof hulle te veel suiker ingekry het. So, hoe werk daai twee goeders? Dis dit. Image and likeness. Want ons het te veel van die een en te min van die ander een. En dis waar die probleem in kom. Met ander woorde, ons het hierdie teologiese sound theology, met ander woorde, ons basis is reg, alles is reg, maar geestelik is ons half lou. Of die ander kant is ook waar. Geestelik is die mense besig om wild te gaan, maar as jy luister wat hulle van die Bybel sê, dan is dit so, stadig. Julle is nou besig om op dun ys te loop. Dis nie wat die Bybel sê nie. En dis ons fout. Daai twee moet trou. Daai twee moet by mekaar uitkom, sodat image en likeness een ding is, sodat ons God so kan verheerlik. So ek wil amper vir ons vra, ons moet bietjie hierdie, ons enige kerk Moresburg met onsself bietjie afvra, waar skiet ons tekort, want ons moet begin werk aan daai, dat ons kan begin kyk, hoorie, wat nou? So wat is die beeld? As ons nou praat van God se image en likeness, wat is die beeld wat God vir ons gee? Dit is nie die ding wat jy in die spieël kyk, sien nie, want ons sê baie keer, ja, maar ons lyk soos God. Jy lyk soos God, dis reg, maar jy lyk geestelik soos God. Die beeld is hoe God geestelik lyk. Met ander woorde, God se eienskappe of sy kwaliteite. Dit beteken slegs, en hierdie is die ongelooflike ding, slegs op hierdie aarde is dit slegs die mens alleen wat God aanbid. Die natuur doen dit net. Ons het die keuse gekry om God te aanbid. God het vir ons die keuse gegee, wil jy my aanbid of nie? Die natuur doen dit vanself. Voeltjies sing tot eer en verheerliking vir God elke oggend. Hulle doen dit net. Ons sukkel partykeer om uit die bed uit te kom. So met ander woorde, waaroor gaan hierdie ding? Mense staan in 'n verhouding met God. Verstaan julle nou hoekom val Satan verhoudings so ongelooflik baie aan? Want hy's jaloers. Want hy wil dit met God gehad het, en toe het God dit weggevat van hom af, omdat hy doen wat baie van ons doen. Hy het sy rug op God gedraai, en hy wou soos God word, hy wil soos God wees, hy wou 'n God wees, toe draai God sy rug op hom, en toe gooi hy hom weg, gooi hom aarde toe.
hom en 'n derde van die engele. So waaroor gaan dit? Satan val verhoudings aan, omdat dit tussen ons en God is. Kyk gaan in die tuin van Eden, vanaf net, wat het daar gebeur? Adam en God was in die tuin gewees die hele tyd. Wanneer het die slang hom kom versoek? Toe Eva opdaag op die toneel. Nie voor die tyd nie, toe Eva opdaag, toe kom die slang daaraan. Voor die tyd het die slang heeltemal vir Adam uitgelos. Toe Eva op die sien kom, toe val die slang hom aan. Hoekom? Verhoudings. Satan val verhoudings aan. So, wat is God se beeld? God is liefde. Dis God se beeld. Ons kan mekaar lief hê. God is genade. Ons kan genade betoon teenoor mekaar. God het vergifnis. Ons kan mekaar vergewe. God het 'n morele kompas hoe hy goeders maak. Ons moet morele keuses maak. God redeneer ensovoorts. Ons kan redeneer, ons kan leer, ons kan skep, ons kan oordeel, ons kan al hierdie goeders doen wat God doen. Ons kan dit net nie ten volle doen soos God dit doen nie, want ons is sondig. God kan dit perfek doen, ons kan dit nog nie perfek doen nie. Ons sal nooit kan lief hê soos God nie, want ons is nie God nie, want ons is sondig. Wat ons gees wil doen, kry ons nie reg nie, want die vlees skop die hele tyd, en ons vlees is teen God, ons gedagtes, ons hele lyf skop teen God, maar ons gees smag na God. Want hoekom? Want vandag, die Heilige Gees is uitgestort oor almal, en toe dit gebeur het, toe het God hierdie stemmetjie in ons gesit, ons gees, die Heilige Gees wat binne in ons woon, wat ons die hele tyd breek en vir ons sê, hoi, jou liggaam wil die aardse goeders doen, want hy is van Adam, hy is van die aarde, maar jou gees is van God, hy wil nie dit doen nie. As jy kyk aan die linkerkant van die boekie, Romeine 8, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheer, kan nie die wil van God doen nie. As jy ingee in jou sondige natuur, gaan jy nie by God uitkom nie. So eenvoudig soos dit. Dis hoekom ons op hierdie nuwe aarde, as hierdie nuwe aarde kom, kry ons nuwe liggame. Ons het geen meer verbintenis met die ou sondige Adam lyn nie. Ons het 'n sondelose liggaam. So, hoekom nou hierdie sondige vlees? In Romeine 7 vers 9 en 10 sê Paulus, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek wil doen, dit doen ek. Hoor gou mooi, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte, dit doen ek. Wat 'n een wen? Die een wat jy kos gee voor. Hoor mooi, wat 'n een wen? Die een wat jy kos gee voor. As jy die sondige natuur bly stook, is dit die een wat gaan groei, die hele tyd. As jy hom begin meer in die ander rigting, dan begin jy al hoe meer soos God raak. Jy begin al hoe meer na God toe groei. Jy begin al hoe meer na God se beeld, likeness en image te beweeg, want jy is besig om weg te draai van die sondige natuur af. Maar net jy kan, ek kan dit nie vir jou doen nie, net jy kan dit doen. Niemand anders kan dit vir jou doen nie, net jy kan dit doen. Right, vers 28. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis van die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere, ensovoorts. Right, so. Toe het God vir hulle geseën en vir hulle gesê, wees, omkring vrugbaar, word baie, bewoon en bewerk en heers. Dis die goed wat jy moet omkring. Hier is die belangrike gedeelte, mamma en papa, hier is jou verantwoordelikheid. Ons moet werk. Ons moet ons kinders leer om te werk van 'n klein tyd af. Want hier is 'n ding wat deesdae, ek weet nie of julle dit ook agtergekom het nie,
Ons wil niks doen nie en ons wil 'n klomp geld hê daarvoor. Ons wil agteroor sit en ons wil niks doen nie, maar ons wil geld hê. Dis al hoe meer begin die lewe in daai rigting inslaan. Want ergens het ons hierdie konsep gehad en dis as gevolg van sosiale media, van hierdie influencers en al daai goeters wat hierdie idee aan kinders gee, dat weet wat jy hoef niks te doen nie, jy gaan 'n klomp geld maak. Dis nie die waarheid nie. Dis 'n Godgegewe opdrag dat jy moet werk. En werk is veronderstel om 'n lekker ding te wees. Die sondeval het veroorsaak dat dit sleg is. So met ander woorde, ons moet werk. Vers 29. Verder het God gesê, let op, omkring. Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op hierdie aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Hoor mooi. Ek gee aan julle al die plante wat saad gee op hierdie aarde en al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. So as jy vrou nou weer vir jou daai bord groen blare voorsit, dan sê jy vir haar, hoor hierso? Die Bybel sê, ek mag nie hierdie klomp groen blare eet nie en ek's 'n kerkmens. So, dis vir ons gegee, vrugte en groente. So met ander woorde, wat sou dit eintlik gewees het? So, bietjie meer ernstig is, wat sou ons kos gewees het? Vrugte, groente, neute, dis wat ons eintlik sou geëet het. Ons moet omsien na hierdie goeders. Ons is rentmeesters oor die aarde. Ons moet dit kyk daarna. So wat eet ons dan? Hoekom eet ons nie vleis nie? Nergens staan daar sodat ons vleis eet. God het van die begin af vir Adam en Eva gesê, julle eet appels, pere en piesangs. Komkommer dalk. So met ander woorde, hoekom eet ons nie vleis nie? Hier is die belangrike ding. Voordat jy vleis kan eet, moet jy wat doen? Jy moet die ding doodmaak. Kan nie, het jy al probeer om 'n lewendige ding te eet? Dit gaan nie goed af vir jou of vir hom nie. So met ander woorde, die probleem kom en is jy moet eers 'n ding doodmaak voordat jy die vleis kan eet, voordat jy die vleis kan braai en voordat jy so, iets moet eers doodgaan voordat jy dit kan eet, vleis. En ek dink dis een van die redes hoekom ons so ongelooflik hartseer raak met die afsterwe van 'n geliefde of van 'n dier of 'n troeteldier of enige sulke goeders is. Dit was nooit deel van God se plan nie. God se plan was nooit gewees dat dood hierdie aarde moes inkom nie. En dis hoekom ons so ongelooflik hartseer is, selfs met 'n kat of 'n hond wat doodgaan. En ek dink is ook God se manier om ons van kleintyd af half gewoon te maak aan dood. Ek dink as jy die eerste keer dood moes beleef het, as jy iemand wat naby aan jou is verloor het aan die dood. Want van kleintyd af leer ons al om budgies te begrawe en goudvis in die toilet af te spoel en Bybelverhaal te lees. So, dis deel van die proses waar God ons help om deur hierdie goeders te gaan. Eers in Genesis 9, na die tuin van Eden, na die sonvloed, dan sê God vir Noag en sy seuns, God het vir Noag en sy seuns, Genesis 9 vers 1, God het vir Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Al die diere, al die voëls, al die diere wat kruip en al die vis sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hulle word tot julle beskikking gestel. Alles wat hoor en lewe sal kos wees vir julle. Daar's die eerste keer wat God die toestemming gee dat ons vleis mag begin eet. Na die vloed. Na die vloed is dit die eerste keer wat God vir die mens sê, nou kan jy vleis eet. Voor dit mag ons dit nie geëet het nie. So met ander woorde, as ons kyk na hierdie, Noag aan die ark, né? Nou, want hier is 'n klomp vrae wat ons gou vir mekaar moet vra. Punt nommer 1, waar het al daai diere gestaan in daai ark? Ek weet dit is 'n massiewe ding, maar as jy dink hoeveel diere is op aarde, het julle al daaraan gedink? Hoe in die lewe het Noag al die diere daar opgekry? Wat het ons nou vandag een af gelees elke keer? Elkeen na sy aard. Daar was nie 27 verskillende spesies jakkalse en 42 verskillende spesies wolwe nie. Daar was dalk een gewees, net kom ons sê 'n wolf, net 'n wolf, 'n mannetjie en 'n wyfie wolf.
En van daar af, toe hulle uitgeklim het uit die ark uit, toe het die spesies beginne verdeel. Want na sy aard kan hulle verdeel. Toe het ons 'n wolf gekry, en daarna het ons 'n jakkals gekry, en daarna het ons 'n hond gekry, en toe het ons Weimaraners en poedels en whatever, alles uit dit uit gekry. So dis hoe dit gebeur het. So elkeen na sy aard het gebeur. Vraag nommer 2. Hoe het al die diere, want onthou nou, die hele aarde was onder water gewees, Noag se ark eindig op Ararat, toe raak hy droog, toe maak hy die deure oop, al die diere skerter. Hoe het hulle op al die kontinente gekom? Logiese vraag, dink ek. Onthou julle julle in die begin, dis hoe die aarde gelyk het toe God dit aan die begin geskaap het. Julle in die begin, een kontinent, een vaste land. Daar was net klomp een vaste land. Direk na die vloed het die vaste lande half losgekom vir mekaar. Nadat die diere begin skerter het, elkeen in sy eie rigting in, toe die kontinente van mekaar begin dryf, en dis hoekom die kangoeroe kon uitgekom het by Australië, wat 10-1 eers aan die begin dalk miskien 'n springhaas was, en ontwikkel het in 'n kangoeroe. Dis op dieselfde lyn. Dis die logika agter dit. En dan, waar het al hierdie diere kos gekry? Dit was my groot vraag gewees. Ek het dit nooit gesien nie. Ek het dit vir julle nou net gelees en julle het dit ook gemis. Vers 30. Maar aan al die wilde diere op die aarde en al die voëls in die lug en al die diere wat op die aarde kruip en alles wat leef, gee ek al die groenplante as kos. Al die wilde diere, die leeu's, die bere, die poedel, kry groenplante. Wat het die diere geëet op die ark? Groenplante. Wat het die leeu geëet op die ark? Groenplante. Hier staan dit. Noag het eenvoudig net 'n hele hooi miet daarin een gedeelte was net groenplante gewees. En sulke tipe kos vir die diere, want God het van die begin af hom gesê, julle mag niks anders te eet as dit nie, wilde diere. Hoekom maak dit dan, verstaan julle nou waar kom die gedeelte van die leeu en die lam sal langs mekaar lê? Want die leeu en die lam het op 'n stadium langs mekaar gelê en hulle mekaar geëet het. Hier staan dit. Dis nie thumbsucking nie, hier staan dit. Dan vers 31. Toe sien God alles wat hy gemaak het is baie goed. En dit was aand en dit was môre en dit was die 6de dag. Baie goed, omkring baie goed so groot. Dis die grand finale. Met ander woorde, hierdie is dis waar God alles na toe gewerk het, nadat hy alles gemaak het, en kyk mooi, nadat hy die mens gemaak het, dan eers sê hy, alles was goed, alles was toop, en toe kom hy by die mens, en toe sê hy, dit is Mi'out toop, dis baie goed, Mi'out toop. Hoekom Mi'out? Mi'out is die oortreffende trap, dit beteken, dit intensifiseer die woord voor dit. Want in Hebreë sou hulle geskryf het, goed baie. Hulle sou nie baie goed geskryf het, hulle sou geskryf het, goed baie. So, dit intensifiseer die woord voor dit. Dis goed baie, Mi'out toop. Met ander woorde, dit was baie goed, dit intensifiseer. 'n Tannie wat ek ken het altyd gesê, want Mi'out beteken muchness. Tannie Joey sê altyd, it's too much of a muchness. En hierdie is too much of a muchness. Dis hierdie ongelooflike klomp goeders. Waaroor gaan dag 6? Net verwees, ek moet asseblief nie mis nie. Dit gaan oor jou. God het dit gemaak vir jou. God het alles aan mekaar gesit vir jou. Jy wat daar sit, hy het jou in gedagte gehad toe hy die goed gemaak het. Alles is vir ons gemaak. Hoekom het God dit dan so afgejaag in 6 dae?
Want wat is die volgende ding wat ons baie keer gebruik? 2 Petrus 3 vers 8. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Sit mos altyd daai stuk. Dit het niks met die skepingsverhaal te doen nie. Dit wys net vir ons dat God bo tyd verhewe is. Tyd maak nie vir hom sin nie. Dit maak nie vir hom 'n verskil nie. Hy worry nie oor tyd nie, want tyd is nie deel van sy verwysingsraamwerk nie. Hy's bo dit. Met ander woorde, mans, dan is my vraag nou weer. Hoekom het God dit so afgejaag? Ek dink ons vra die verkeerde, want as jy mooi daaraan dink, as jy gaan kyk na die goeders op dag 1 is daar bietjie goed gemaak. Dag 2 is daar bietjie goed gemaak. God kon baie meer op daai dae gedoen het. Hoekom het hy nie meer gedoen op daai tyd nie? So, ek dink dis 'n verkeerde vraag. Ons vraag moet eerder wees, hoekom het God so lank gevat? Want God kon gegaan het, net so. Klaar. Fraksie van 'n sekond, alles is gemaak. So, hoekom het God so lank gevat? Vir jou. Hy het moeite gedoen vir jou. Jy doen moeite vir mense vir wie jy omgee. Jy gee aandag aan goeders vir mense wie jy omgee. Jy worry oor mense vir wie jy omgee. As God hulle, as ons een ding hier uit kan vat en onthou dit, hy kon dit in 'n fraksie van 'n breekdeel van 'n sekond gedoen het, maar hy het nie. Hoekom? Want ons. God doen dit alles vir ons. Nou gaan ek vir jou 'n vraag vra en ek wil asseblief hê, jy moet baie mooi dink oor hierdie. En wees, as jy nog nooit was nie, vir die eerste keer in jou lewe regtig dood eerlik met jouself. Wat doen jy vir God? As ons kyk van dag 1 tot dag 6, en hy het alles gemaak vir my, en hy het dit, julle, ek het hierdie week, ek het 'n maand aan hierdie ding gewerk, maar die laaste week, dan maak jy dit nou mooi. Dan sit ek net weer dan, en dan denk ek net by myself, jy's nie die moeite werd nie. Useless stuk mens wat jy is, en God het alles gedoen vir my. En dan vraag ek myself af, wat doen ek vir hom? Want hoe leer ons God ken? Deur Jesus. Jesus het gesê, hulle het op 'n stadium van hom gevra, hoe lyk God? Dan sê hy, as jy my sien, sien jy die Vader. Hoe leer ons Jesus ken? Deur kerk, deur Bybelstudie, deur saam met mense te wees wat dieselfde glo as jy en wat besig is om ernstig te soek na God. Dis hoe ons Jesus leer ken. Wat leer die kerk, die Bybel, die Bybelstudies, etc. vir ons? Verhoudings. Dis waaroor dit gaan. So hoe het ons 'n verhouding met Jesus? Hoe het ons 'n verhouding met God? Deur die Heilige Gees. Vandag, Pinkster se afsluiting, die dag wat God die Heilige Gees gestuur het en wat dit uitgestort is oor die hele aarde, wat almal dit gelyktydig gekry het, sodat God by ons kan wees, sodat ons kan wees, en dat hierdie stemmetjie binne in ons kan praat oor ons. Dat die stemmetjie binne in ons vir ons kan verduidelik. Dit wat jy doen is nou nie reg nie. Wat is jou naam? James. James, wat is die ergste ding wat jy die week gedoen het? Jy het gejok. Konstante lieger. Right. Staan aan die kant. Right. Staan nie. Wat is jou naam? Dennis.
Dennis, wat is die ergste ding wat jy gedoen het die week? Ek het 'n maatjie se potlood gevat. Maatjie se potlood gestaak. Serial steeler. Right. Nee, ek het daai in nodig. Ek is net bang wat daar uit gaan kom. Hierdie is voor die tyd beplan. Dankie. Right. Wat is jou naam? De toy. Toy. Wat is die ergste ding wat jy die week gedoen het? Ek het iemand gestamp. Serial aanrander. Right. Vryf hom net daar plat. Right. Wees laat, wees oor. Right. Sana. Wat is jou naam? Yes, ja. Is jy wat is die ergste ding wat jy die week gedoen het? Vuil gedagtes. Oh, vuil gedagtes. Serial sewende gebod egbreker. Sien nou wat is die probleem hierso? Soos hierdie gryse harte het. Daar terug, Danila. Wat sit langs daai? Flatline. Ons is dood. Gryse harte. Soos ek 'n gryse harte het, nee. Dan zwaar jy nie oor die wêreld en dan raak ons serial wat ook al. Right. Next. Right. Skryf julle twee vir my op. Staan aan die middel. Ja, twee skryf die kant. OK, skryf my tot hier in die middel, James. Of julle. Right. Dan nou julle is net 'n voorstelling. Naam? Jesus. Wat is die ergste doen wat jy gedoen het? Okay, wat is die minste kleinste sonde wat jy gedoen het? So ek het nie 'n sticker vir dit nie. Wag. So weet julle wat gebeur? Jesus het vir ons gestuur die Heilige Gees. Dis vir jou Heilige Gees. Dis vir jou Heilige Gees. Jesus is die Heilige Gees. Dis vir jou Heilige Gees. Dis vir jou Heilige Gees. Wat nou gebeur, is die volgende. Hoe meer ons met Jesus te doen het, hoe meer gebeur die volgende.
Okay, stop maar. Right. Wat het jy gedoen? Niks. Nee, wat het jy gedoen? Wat is jou ergste ding wat jy gedoen het die week? Veel gedagten. Vuil gedagtes. Vuil. Jy toe? Ik heb iemand gestampt. Stamp. Jy? Een potlood bij een maatje gevat. Steel. Jy, James? En joh. Jok. Alles. Wat doen die Heilige Gees? Vat die Heilige Gees en dan vryf julle oor julle harte. Vryf oor julle harte. Nee man, nee. Jy kan nie, nee. Dis die wêreld sê nee. Die wêreld sê nee. Wat sê die Heilige Gees? God maak ons harte skoon aan mekaar. Maak nie saak hoeveel kruise jy opsit nie. Maak nie saak hoeveel goeders die wêreld op dit skryf nie. Die Heilige Gees sal vir jou skoon maak elke keer. As jy na hom toe gaan en jy gaan hom vra om verskoning uit jou hart uit, gee hy vir jou 'n dooie hart wat hy uitdruk, dan sit hy vir jou 'n bloedhart wat klop vol. Elke liewe keer. God sal jou nooit alleen los as jy vir hom vra om in jou hart in te kom nie. Nooit nie. Maar jy moet dit doen. Ek kan dit nie doen nie. Jy moet dit doen. Dankie manne. Baie kos laat die oor. Ja, Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir U dankie sê dat ons harte vir U kan gee elke dag. Dat ons van vooraf kan begin, en dat ons weet, ons het elke oggend, het ons 'n vars begin. Elke oggend is, as ons op ons knieë gaan, elke tweede sekonde as ons op knieë gaan, Here, al gaan ons net en ons maak ons oë toe en ons bedoel dit reg en ons vra, Here, vergewe ons skulde, dan word daai hartjies van ons skoon gevee, wit soos sneeu, en dit sal nooit weer eers genoem word nie, want U het U hart bo oor ons hart kom plak. U het ons deel gemaak van U lewe. Ons het saam met U, is ons gekruisig, gesterwe en het is dood gegaan, Here, en het is opgestaan uit die doodheid. So Here, dankie dat ons kan weet, U liefde is oneindig. U liefde is groot. U liefde is vir ons. En as ons kyk na die heelal, dan kom ons agter. U het dit alles gedoen vir ons. Ons is die middelpunt